Dit is vandag Vrydag 3 Oktober. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons lees uit 1 Timoteus 6 vers 6 tot 9. Ons lees uit die 2020 vertaling en ook uit die Message. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan om ons te herinner aan God se lig op ons pelgrimsreis. Lei U ons lig deur hierdie duisternis. Lei U ons, Heer. Styl is die pad waarop ons pelgrims is. Lei U ons, Heer. Wys ons die weg. Ons wil U ewig volg. Waar U mag lei, sal ons getrou U volg. Al wou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid. Vergeef nou, Heer, vergeet tog daardie tyd. Lei U ons lig deur hierdie duisternis, lei U ons, Heer. Amen. Die brief van Paulus aan Timoteus is saam met 2 Timoteus en Titus, Paulus se pastorale briewe. In hierdie briewe, en spesifiek dan nou in hierdie brief aan 1 Timoteus, bemoedig Paulus die jong Timoteus, wat waarskynlik 'n kerkleier in Efese is. Paulus is Timoteus se geestelike mentor, begeleier, en hier aan die einde van sy eerste brief laat hy hom met 'n baie belangrike stuk geestelike wysheid. En 2 woorde wat uitspring is Godvreesendheid en tevredenheid. Godvreesendheid en tevredenheid. Ander woord vir tevredenheid is om vergenoegd te wees. Tevrede, vergenoegd. Nou jy om die teks in Afrikaans in die 2020 vertaling te ontvang en daarna ook uit die Message vertaling. En dan dat jy dit in stilte op jou hart laat lê en dalk is daar iets spesiaals wat na jou toe kom as jy in stilte hierdie teks vashou. Wat wel 'n groot wins is Godvreesendheid, wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in hierdie wêreld ingebring nie, en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie ryk wil wees, val in versoeking en in 'n struik, en baie dwaase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Die Message vertaling: A devout life brings
does bring wealth, but it's the rich simplicity of being yourself before God. Since we enter this world penniless and will leave it penniless, if we have bread on the table and shoes on our feet, that's enough. But if it's only money these leaders are after, they'll self-destruct in no time. Lust for money brings trouble and nothing but trouble. Going down that path, some lose their footing in the faith completely and live to regret it bitterly ever after. Wat leer die teks op jou hart? Die Message-vertaling gooi die twee begrippe Godvreesendheid en tevredenheid saam. Luister hoe die Message-vertaling dit stel. A devout life is the rich simplicity of being yourself before God. A devout life is the rich simplicity of being yourself before God. Dit lyk my Paulus wil sê dat rykdom is 'n lewe in die aangesig voor God. Dis 'n lewe van toewyding. Dis 'n lewe van eenvoud, gestroopdheid. En dis 'n lewe van om jouself te wees, waar jou identiteit nie lê in goed, in middele, in geld van buite nie, maar dat die rykdom hier binne lê. Hou dit vir 'n oomblik vas in jou hart. Ek nooi jou om jou hande in 'n oop, ontvanklike posisie te hou. Here, met my hande oop, bely ek dat ek aan niks wil vashou wat my identiteit kan bepaal nie. Met my hande oop, kom bely ek
dat ek met my lewe oop voor U wil staan. Met my hande oop, bely ek dat dit wat ek uit U hand uit ontvang, genoeg is. Maak my tevrede, genoegsaam, om dit wat ek het, ook te gaan deel. Amen.